As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy vir my dit oopmaak op Handelinge hoofstuk 1, want dit is immers waaroor dit vanaand gaan. En ek dink ek gaan vir u lees van vers 6. En die wat by mekaar gekom het, vra my en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Want jy sien, die disippels het nog steeds verwag dat Jesus 'n fisiese koninkryk gaan oprig. Onthou die opstanding het klaar plaasgevind. Dit het klaar plaasgevind 40 dae van tevore. En hulle is nog steeds vasgevang in hierdie beperkte denke van hulle om te dink dat Jesus gaan nou sy koninkryk oprig. En Jesus antwoord hulle. En hy antwoord hulle vers 7, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. En hier sien ons hoe die evangelie gaan uitkring. Hy sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, met ander woorde, daar waar hulle woon. En dit sal uitkring, en dan sê hy, dit sal in die hele Judea wees, met ander woorde, die hele streek. Dan gaan dit na die Samaritane toe, daardie gedeelte van die samelewing wat eintlik by die uitgeworpen is, was die basters, die half-breeds. Dit was so erg geweest dat die Jode wat werklik waar hulle geskaar by die Jodendom so nauwgezet was dat hulle nie eers somtyds deur Samaria geloop het nie. Hulle sou om Samaria loop. Hulle sal eerder 'n dag of 2 langer vat om te kom waar hulle wil wees, as om hierdie kort pad te vat deur Samaria. Hulle het hulle nie eens gegroet nie. Nou sê Jesus, julle sal getuies wees ook in daardie gemeenskappe wat julle eintlik nie meer wil meng nie. Hy sê dan tot in die uithoeke van die aarde. Sien jy hoe die verspreiding van die evangelie gaan plaasvind? Daar's 'n progressie. Dit gaan nie net in Jerusalem wees nie. Onthou die uitstorting van die Heilige Gees het waar plaasgevind in Jerusalem. Maar nou skielik is dit gaan plaasvind. Hulle weet dit nog nie. Hulle sou dit eers 10 jaar later beleef. Maar dit sou wees, ek sien so, dis is kwiksilwer. Julle onthou op skool het ons kwiksilwer mee gespeel. Daai wat die wetenskap ons kwaad gemaak het. En as jy hom so laat val, dan is dit sulke klein balletjies wat die hele wêreld vol rol. En jy kry dit nie alles by mekaar nie. Die houertjie is altyd bietjie leer wanneer die kinders uit die klas uit gestap het. Dan sê hulle, meneer, ons het alles gekry. Maar dit was nie. Maar dit is hoe die evangeliese die verkondiging, dit gaan so en dit gaan uitsprei. En hoor wat sê vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, dink jy net, wat jouself terug in tyd? Hier staan Jesus. Onthou, net nou die dag was ons so bly dat hy uit die dood het opgestaan het. Ons het nie gedink hy gaan opstaan nie, en skielik staan hy in ons midde. Nou loop ons vir nog 40 dae, amper 7 weke saam met hom, en ons geniet sy teenwoordigheid. En skielik, voeps, waar gaan hy? Ek dink hulle daar gestaan, dink hulle, dit was vinnig. Waar is dinge, hy gaan terugkom? Ek weet nie. Maar dink aan die verwondering. Hier staan Jesus in, ag gaan. Wow. Wat is hy nou?
En die volgende hoofstuk staan 2 manne in wit wat waar kom julle vandaan? Hulle sê, gaan hulle lees manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Dude, wat was jy? Het jy nie nou gesien wat gebeur het nie? Jesus was nou net nie, hy is nou waar. Wat sê hy vir hulle? Wat sê hulle vir die studente? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Die Bybel sê dat wanneer Jesus terugkom, gaan hy kom op die wolke van die hemel. Dan gaan nie net die disippels hom sien nie. Elke menslike oog sal hom sien. Hoe dit gaan gebeur, I don't know. Ek weet nie, maar dit gaan gebeur. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na. Jesus het 'n profetiese uitspraak gemaak, nog voordat hy gekruisig is. Juis oor wat hier gebeur het. In Johannes, hoofstuk 14, sien dat Jesus maak 'n uitspraak. Ek gaan net nou terugkom daarna toe, waar hy sê, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, maar ek gaan my Vader vra om vir julle die Heilige Gees te stuur. Maar laat ek net by dit stil staan eers. In Johannes 16 vers 7, sê Jesus, maar ek sê vir julle die waarheid. Stefan, ek is jammer. Nee, dis vers 2. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Kyk nou wat gebeur. Die vertalings in die Afrikaans, en ek gaan nie terug na die Engels toe, ek gaan net by die tweede deel gaan ek so 'n bietjie terug na die Engels toe. In al die Afrikaanse vertalings kan jy gaan lees, Jesus sê dit is vir julle voordelig, of dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Nou mense, vat jou weer terug in tyd. Jy's 'n disipel. Jesus was gekruisig. God het hom vir ons teruggegee. Wat is beter as die opgestane Jesus wat elke oomblik van elke dag naby ons is? Wat kan beter wees as dit? Wat se voordeel is daar vir ons as gelowiges dat Jesus nou skielik moet weggaan? En wanneer gaan hy terugkom? Wat se voordeel is daar vir ons? Probeer jou indink. Onthou, hulle was ongeleerde manne. Hulle was die ouens met grade nie. Nou sê Jesus vir hulle, vir julle ouens, ek gaan weg. Maar, dis tot julle voordeel. Here, hoe kan dit tot ons voordeel wees? Ek dink hierdie ouens raak gewonder. Ek weet nie nou wat Jesus nou bedoel nie. En dan maak Jesus, hy sê, want as ek nie weggaan nie. Nou kwalifiseer Jesus die rede waarom dit belangrik is dat hy weggaan. Onthou, hy het vir hulle beloof, as hy weggaan, dan gaan hy die Vader vra om vir hulle die Heilige Gees te stuur. Dis 2 hoofstukke voor hierdie, in hoofstuk 14. Hy sê, as ek nie weggaan nie, sal die Heilige Gees nie kom nie. Wat interessant is, en ek gaan net nou by dit stil staan, hy sê, dit is tot julle voordeel as ek weggaan, en dan sê hy in die ou Afrikaanse vertaling, 33, sê hy, die trooster sal nie kom nie. Maar in die ander Afrikaanse vertalings word daar anders na Heilige Gees verwys, as in die 53 vertaling.
Maar ek wil my nie self vooruit gaan nie. Onthou net, hoekom sê Jesus dit is voordelig? Want Jesus het geweet, hy het nou net vir hulle gesê, hierdie boodskap gaan julle uitdra. Julle gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle gaan my getuies wees. Julle gaan in Jerusalem en in Judea en in Samaria en aan die uithoeke van die wêreld gaan julle my getuies wees. Maar Jesus het geweet, hulle het die krag van die Heilige Gees nodig. Want onthou selfs Jesus kon nie sy openbare bediening begin het alvorens hy aangedoen is met krag nie. Onthou julle toe Jesus gedoop is, toe het uit die water uitgekom en die Bybel sê die hemele geopen en die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. Want God het vir Johannes gesê, of Johannes het vir die mense gesê, dat God het vir hom gesê, op wie jy sien die Heilige Gees neerdaal en op hom bly, dis hy wat julle met die Heilige Gees en met vuur gaan doop. Selfs Jesus, nadat Jesus gedoop is met die Heilige Gees, my vertaling, nie gaan sê ek is 'n valse leraar nie, maar die Gees van God het op hom gebly en Jesus is deur die krag van die Heilige Gees wat gedoen? In die woestyn uitgelei. Heilige Gees het hom in die woestyn uitgelei met die doel dat Jesus daar beproef sou word. As hy nie die Heilige Gees krag gehad het nie, dan sou hy dit nie kon doen nie. As ons net teruggaan in Johannes, hier aan die einde van Johannes, ek dink is Johannes 21, kom Jesus en hy blaas op hulle en hy sê vir hulle ontvang die Heilige Gees. Toe is die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. So Jesus kom en hy sê die Heilige Gees is nou tot julle beskikking, ontvang hom. Nou kom Jesus daarna en hy sê vir hulle, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jesus kon net op een plek op 'n slag wees. Dit was die dilemma. Dit is onmoontlik om die evangelie die hele wêreld te laat ingaan as Jesus nog in ons midde is. Want Jesus was beperk in sy beweging. As Jesus vandag hier in hierdie gemeente is, sê nou maar Jesus was vandag nog in ons midde fisies teenwoordig en hy was hier. Wat van die mense in die gemeente hier langs aan? Wat van die mense oor kan die straat? Wat van die mense in Witrifuur, of die mense in Pretoria, of die gelowiges in Kaapstad? Wanneer gaan Jesus by hulle uitkom? Verstaan jy die dilemma? En Jesus het dit geweet. As Jesus Christus hier nou fisies in ons midde was, om vir my raad te gee, om vir my te help en my te lei, en vir my so 'n bietjie rigting te gee, wanneer ek die skrif lees en dit nie verstaan nie. Nou vertaal staan Jesus by my verduidelik, en broer Flip sit en hy sit met 'n skrif, dan gaan Jesus sê, ek net vir Flip gaan help. Ons is in dieselfde gebou. Laat staan nog om te getuig. Maar ek is dankbaar, God het 'n plan gehad, dat hy op 'n ander manier altyd by ons teenwoordig sou wees. Maar om dit te vermag, was dit noodsaaklik dat Christus Jesus weggaan. Die ironie is, as Jesus in ons midde was, dan sou ons nie vandag die Bybel gehad het nie. Weet jy wat sou ons gehad het? Ons sou paparatsies gehad het, wat al agter Jesus aangeloop het, en neergeskryf het wat hy doen, en foto's geneem het, en plasings gedoen het, en video's gepost het, want Jesus het nou weer iets niets kwyt geraak.
Het jy gedink hoe groot gaan die biblioteek moes wees? Daar's geen harde skyf wat groot genoeg sou wees om al die dade wat Jesus in 2000 jaar, as hy fisies in ons midde was, sou kon vasvang. Weet nie hoe groot biblioteek sou daar moes wees. Dis ondenkbaar. Nou sê ek vanoggend vir die kinders, ek sê as Jesus nou 'n sosiale media rekening gehad het, of het nou Facebook of Twitter of wat is daar nog, X of Instagram of wat ook al was, dink net hoeveel volgelinge sou hy gehad het. Maar nou is dit nie net dit wat hulle plaas van, wat Jesus plaas nie, dis wat ander mense oor hom plaas, en nou gaan jy nog jou ouens wat reageer op dit, want dan kry ons ouens wat nou, dan, julle weet hoe werk dit, Ek dink die netwerke sou in duie gestort het. Wat ironies is dat van die boek Handelinge af tot aan die einde, met ander woorde, nadat die evangelies ophou, tot aan die einde is die meeste briewe wat geskryf is. En hierdie briewe vertel vir ons, dit gee vir ons getuienisse van mense wat nie fisies by Jesus was nie, maar met wie goed gebeur het. Dis hoekom Jesus vir, ek dink Thomas gesê, salig is jy wat nie gesien het nie, maar tog glo. Want jy sien, hierdie briewe vertel vir ons van hoe God sondige mense red en hulle vergewe van hulle sonde. Dit vertel vir ons van hoe hy mense help wanneer ons dit nodig het, want ons het die Here nodig, elke dag. Dit vertel hoe mense bemoedig is. Die briewe wat geskryf is, vertel hoe God mense beskerm wanneer daar lewensgevaar is, wanneer hulle nood verkeer, wanneer hulle lewens bedreig word. Vertel vir ons getuienisse van wat gebeur wanneer God iemand aanraak, 'n dooie opwek, iemand se sig teruggee, 'n verlamde opwek, siekes genees. Hoekom? Sodat ek en jy geloof kan hê. Want die mense wat hierdie goed gedoen het, is nie superheroes nie, dis doodgewone mense soos wat ek en u is. En bo dit alles, dit vertel vir ons dat daar 'n toekomsverwagting is. Dit sê vir ons dat Jesus weer terug gaan kom. Dit beamoen dit wat die twee manne in wit klere, dit was engele gewees, wat vir hulle gesê het, "Hoi, wat kyk julle so op na die hemel? Hierdie Jesus wat so opgevaar het, gaan net so weer terugkom." Dit beamoen dit. In Johannes 14 sien ons reeds dat Jesus hier by vers 16 sê dat hy die Vader gaan vra om die Heilige Gees te stuur. Hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Ek gaan nou terugkom na die woord trooster toe. In vers 18 sê hy dat hy ons nie as weeskinders agterlaat nie. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Maar wat nou gaan gebeur is dat Christus gaan op 'n ander manier in ons lewens teenwoordig wees. Jesus skep, dis al 'n verwagting dat God op 'n nuwe manier in elkeen van ons lewens betrokke sou wees. En kyk 'n bietjie net. Jesus verwys na die woord trooster. Daardie woord is die woord parakletos. Miskien, ek sal graag eendag volledig daaroor wil 'n boodskap bring, maar dit is basies dit. Jesus is vir ons 'n voorspraak by die Vader. En ek gaan nou daarby uitkom, staan in Hebreërs 1. En ook in Hebreërs 8. Maar die Heilige Gees sal die parakleet wees op die aarde. Wat is 'n parakleet?
'n parakleet is, in die Bybelse tyd was dit so gewees, wanneer iemand voor die hof gedaag is, dan sal hy een van die oudstes, wat in die stadspoorte sit, sou hy genader het, dit sou 'n gesiene persoon gewees het, dit sou iemand gewees het, wat met integriteit deur die gemeenskap beheer word, dit sou iemand wees, op wie almal kan staat maak, en hy sou hierdie persoon nader, om namens hom te praat. Nou gaan staan ek voor die geregshof, en die regter, nou word die klagte vir my gestel, nou praat ek nie. Hierdie persoon wat saam met my kom, hy praat namens my, hy is die parakleet. En die Heilige Gees is die parakleet. In die 2020 vertaling praat hy nie van 'n ander trooster nie, hy praat van die parakleet. Die 53 vertaling verwys na die trooster. Die 83 vertaling verwys na die voorspraak, die Heilige Gees. Die Nuwe Lewende vertaling praat van die raadgewer, die Heilige Gees. So sien jy nou, die Heilige Gees is nie net my trooster nie. Hy is my parakleet, hy is my voorspraak, hy is my raadgewer. As ek kyk na die NIV, dan sê hy the helper. The New Living Translation sê the advocate, and the CSB, the Christian Standard Bible, says the counselor. En so kan jy deur die Bybel gaan en jy sal sien, hierdie woord parakleet, ons word op verskillende woordmaniere beskryf, en ons gaan dit oor minder as 2 weke, 10 dae van nou af, gaan ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. En dan kan ek weer van hierdie gedagtes herhaal. Want jy sien, Jesus het die belofte gemaak. Ek laat julle nie as wese agter nie. Maar wat doen Jesus nou? Ons herdenk vandag, bykans 2000 jaar gelede, die feit dat Jesus opgevaar het en aan die regterhand van God gaan sit het. In Hebreërs 1 vers 3 lees ons dat hy gaan sit het aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte. En Jesus het nie gaan sit om te rus nie. Hy het heeltemal 'n nuwe bediening wat hy vervul. Kyk wat staan daar. Hy sê hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die aftreksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Kyk nou mooi. Hy sê nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, kyk wat het hy gedoen. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het hy wat gedoen? Hy het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte. So Christus Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Maar wat doen hy dan? Hy sit nie net nie. Hy het 'n totaal nuwe bediening wat hy bekleed. En dit is die bediening van ons hoëpriester. In Hebreërs 8 vers 1 staan daar, die hoofsaak van wat nou gesê is dit, ons het so 'n hoëpriester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemel. En wat doen Jesus vir ons? Hy is ons parakleet in die hemel. Ek gaan eers vanaand daarop in. Hy is die parakleet in die hemel. Hy is ons voorspraak in die hemel. As ons gaan kyk, hy sê ons het 'n voorspraak by God. Ons het 'n voorspraak by God. Christus Jesus, wat gaan sit het aan die regterhand van die Majesteit omhoog. Ek lees in Openbaring, ek dink is Openbaring 12, ek meen is vers 10, daar rondom, praat die Bybel daarvan dat die aanklaer van ons siele, daar sê, kyk wat sê, ek wil net fokus op die laaste gedeelte, want die aanklaer van die broeders is neergewerp. Nou hier is nou die einde van tyd, nie? Maar kyk wat doen hy? Hy wat hulle aankla voor ons God dag en nag. So wat doen die duiwel met ons? Hy kla ons dag en nag aan voor God. Nou as daar 'n aanklaer is, dan moet daar mos nou 'n prokureur wees of 'n verdediging wees.
Want hierdie aanklag, hierdie klagskrif staan teen my. Jesus is ons voorspraak by God. Die woord wat gebruik word vir voorspraak in die Bybel, ek dink dit staan in Petrus, ek het net nie voor my nie, maar die woord wat daar gebruik word vir die voorspraak is die woord parakletos, presies dieselfde woord wat gebruik word in Johannes van die Heilige Gees. So Heilige Gees is ons parakleet hier op die aarde, maar Christus Jesus is die parakleet in die hemel. So, wanneer die vyand kom en aanklagte teen ons inbring, het Jesus wat vandag bykans 2000 jaar opgevaar het, 'n hoëpriestersambt gaan beklee. Ja, maar hy is ook ons voorspraak. Hy is ons advokaat. Hy is die ene wat intree namens ons wanneer die vyand van ons siel kom om aanklagte teen ons in te bring. En ek dink ons het vanaand meer as genoeg rede om te juig. En in dankbaarheid te sê, Here, baie dankie dat Jesus gesê, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Ek dink die ewigheid sal openbaar hoeveel voordele daar werklikbaar vir ons opgesluit was. Ons kyk maar net stukkie vir stukkie. Soos wat ons deur die lewe gaan, sien ons hier het die Here ons gehelp. En daar het die Here vir ons tot die stryd toe getree. Dis hoekom die skrif sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken soos wat ons geken is. Amen. So dit was dan in kort die rede waarom ons vanaand by voorbaat, of ek praat verkeerd, dit is hoekom ons vanaand by mekaar kan kom en kan terugkyk. 2000 jaar gelede het Christus Jesus, nadat hy die laaste opdragte vir sy disippels gegee het, terwyl hulle nog daar staan, is hy skielik weggeneem. En sit hy vandag in die hemele aan die regterhand van die majesteit van God. Ons is nie weeskinders nie. Ons kyk nou met verwagting uit, volgende Sondag, die 24ste Mei 2026, dan vier ons Pinksterdag. Want dit was die dag wat die Nuwe Testamentiese kerk gebore is. Kom ons sluit die oë. Heilige Vader, baie dankie dat ons vandag, Here, kan terugkyk in tyd en met dankbaarheid kan sê, waarlik, God is net goed en die goedertierendheid is tot in ewigheid. U was nog altyd getrou. U, Here, het ons nog nooit in die steek gelaat nie. U het ons nog altyd gedra. U het ons nog altyd beskerm. U was nog altyd daar vir ons, Here, al het U baie keer ver gevoel. Here, vanaand dank ek U dat Jesus gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, dan kan die Heilige Gees, die Trooster, nie kom nie. Ek dank U vanaand, Here, dat daar geen verwarring is oor waar Christus Jesus vanaand is nie. Ek dank U vanaand, Here, dat Christus vir ons intree, dat Christus Jesus vir ons stry, dat Christus Jesus as hoëpriester ons name voor U bely wanneer die heilige engele van God voor U verskyn. Ek dank U, Here, dat ons vanaand weet, U het ons rug. Here, soos Engelse sal sê, you've got our back. En dank U, Here, dat ons vanaand kan moed skep en kan opkyk en ons koppe kan optel, ons kenne kan lig en sê, ons verlosser leef. Maranatha, Jesus kom weer. Amen en amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en laat die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plaasing. Die Here seën.